In vandag se nuus 'n onlangse hofuitspraak in Pretoria bied nou groter duidelikheid oor die regsposisie rondom inenting teen bek- en klauseer. Rolspelers meen egter dat daar talle praktiese uitdagings is wat eers aangespreek moet word. In sy uitspraak op 25 Mei het die Hooggeregshof bevind dat die wet op dieresiektes geen wetlike verbod bevat wat veeprodusente verhinder om self enstof aan te koop en toe te dien nie. Die saak wat deur Sakeliga, die Suider-Afrikaanse Agri-Inisiatief of SAI en Vrystaat Landbou aanhandig gemaak is, het gefokus op die omvang van staatsbeheer oor die inentingsproses. Volgens die uitspraak kan produsente nou hul vee self inent, mits hulle aan die bestaande regulasies voldoen. Dit sluit in dat enstof deur wettige kanale verkry moet word, dat owerhede vooraf ingelig moet word en dat volledige rekords gehou moet word. Dr. David Gerber van Dunevax Biotech sê dit is ook belangrik om die streng bepalings van die wet op die beheer van medisyne en verwante stowwe in ag te neem. Enstof word beskou as 'n skedule 4 medisyne wat nie aan die publiek verkoop mag word nie en veeartsenykundige toesig vereis. Nog 'n uitdaging is die beskikbaarheid van enstof, ondanks die feit dat miljoene dosisse al ingevoer is. Die beskikbaarstelling van die enstof word deur die staat beheer. Die bekende veearts Dr. Dani Odendaal sê, daar bestaan nog nie iets soos privaat ingevoerde enstof nie en dat die praktiese uitvoering van die uitspraak grootliks sal afhang van regulatoriese goedkeuring, logistiek en samewerking tussen die staat en die privaat bedryf. Ons hoor wat François Wilken, president van Vrystaat Landbou, oor die uitslag en volgende stappe te sê het. Ons is baie dankbaar vir die hofuitspraak gister, wat vir ons die moontlikheid oopgemaak het om enstowwe te bekom en aan ons diere toe te dien. Ek wil egter 'n paar opmerkings maak dat mense besef, dit is nie nou 'n onbeheerde situasie waar almal nou net kan enstof gaan kry en begin beeste ent nie. Daar moet nog steeds 'n groter plan wees. En die huidige situasie met enstowwe wat beskikbaar is, wat toegeken is, wat deur staatsveeartse toegedien word onder die regulasies wat daar bestaan, gaan net so voort. Daar gaan 'n tydjie verloop tot almal op dieselfde bladsy gekom het om te bepaal hoe ons dit gaan doen. In die Vrystaat is ons plan om op 'n stadium 'n plan voor te lê. Ons het reeds met die MEC gepraat rondom dit, sodat ons 'n plan kan maak dat ons so vinnig as moontlik al die beeste in die Vrystaat kan ent en dan ons plan uit te werk vir die volgende 6 maande se inenting. Want ons sit met 'n ernstige probleem dat die veeartse is op die huidige stadium so besig met bek- en klauseer dat normale veeartsenydienste nou agterweë bly. So ons wil so vinnig as moontlik terugkeer na die normaal. Wat die verkryging van enstowwe betref, is ons besig om met verskaffers wat reeds enstowwe invoer te gesels en te kyk hoe ons die enstowwe gaan inbring, dat dit betaal kan word, dat daar genoeg enstowwe inkom om die bek- en klauseer vir eens en vir altyd onder beheer te bring en die verspreiding daarvan te stop. So ons vra dat julle net geduldig sal wees en ons die geleentheid te gee om met alle rolspelers in die bedryf en in die staatsdiens om 'n tafel te gaan sit en die plan vorentoe te kan bespreek, dat ons 'n duidelike riglyn het oor hoe die pad vorentoe gaan loop. En dit was François Wilken van Vrystaat Landbou. A group of sugarcane growers has joined forces in a bid to prevent the liquidation of the sugar giant Tongaat Hulett. The group, known as Grower Co., is working to secure funding to keep the company's mills and refinery operational. Tongaat Hulett has been in operation for more than 130 years and plays a key role in South Africa's sugar and animal feed sector. The company supports almost 40,000 direct jobs, particularly in the rural areas of KwaZulu-Natal. More than 17,500 of the country's roughly 28,000 sugarcane growers supply their crops to Tongaat, with most of them being small-scale farmers. About 77% of the industry's revenue also comes from the province. Grower Co. says creditors could recover between 3 and 4.5 billion rand if the company continues operating, whereas only around 1.5 billion rand will be recovered
if it is liquidated. The court case is expected to be heard again in mid-June. The South African agricultural industry is bracing itself for another increase in fuel prices, despite recent declines in international oil prices. According to the Central Energy Fund, the government is expected to phase out its reduced fuel levy, meaning the recent price relief will not be passed on to consumers. Petrol is expected to increase by around R1.40 per litre on the 3rd of June. Diesel prices, however, look more favourable. Major declines in international prices could result in a decrease of between R2 and R3 per litre in June. However, the return of the fuel levy could offset these savings, meaning the overall benefit to consumers remains uncertain. Die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging het regstappe teen die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging geneem, nadat die minister nie 'n Amerikaanse hoenderinvoerkwota van 72,000 ton per jaar geskrap het nie. Die kwota, wat deel is van die AGOA handelsooreenkoms met die Verenigde State, laat toe dat Amerikaanse hoenderprodukte Suid-Afrika binnekom sonder dat teenstortingstariewe gehef word. Volgens die Pluimveevereniging kan die plaaslike bedryf nie met hierdie goedkoop invoere meeding nie. Onlangse syfers toon egter dat die kwota onderbenut is. Volgens 'n berig deur Biz Community is sowat 28,000 ton in 2023 ingevoer, net minder as 6,000 ton in 2024 en ongeveer 12,000 ton in 2025. Dit is minder as 20% van die totale kwota en verteenwoordig minder as 4% van plaaslike produksie. Kenners meen egter die groot risiko's lê egter by AGOA self, wat teen einde 2026 verval. Terselfdertyd het Suid-Afrika se hoenderbedryf nog nie groei getoon ten opsigte van uitvoere nie. SAPA se Isak Breitenbach sê 'n groter uitvoerdryf is afhanklik van die regering se pluimvee meesterplan, wat nog steeds nie momentum gekry het nie. Nuwe uitvoerreëls vir Suid-Afrika se varsprodukte-bedryf het onlangs in werking getree en hoop om jare se onsekerheid en regsgeskille tussen uitvoeragente aan te spreek. Die nuwe reëls wat op 15 Mei in die Staatskoerant gepubliseer is, volg op 'n hofbevel in Desember 2023 dat die ou 2018 reëls hersien moes word. Die Raad vir Landbouprodukteagente of AIPAC het die reëls in samewerking met die bedryf ontwikkel met die oog op groter duidelikheid en strenger beheer. Die nuwe raamwerk stel groter vereistes vir die registrasie van uitvoeragente. Aansoekers moet nou bewys kan lewer van hul kundigheid, finansiële vermoëns en die bestuur van belangebotsings. Groter klem word ook geplaas op deursigtigheid, insluitend streng finansiële verslagdoening oor buitelandse inkomste. Agente moet nou ook klagtes binne 10 werksdae erken en binne 6 weke oplos. Die reëls maak ook spesiale voorsiening vir die ondersteuning van transformasie. Female agripreneurs are playing a greater role in South Africa's beekeeping sector, which is becoming increasingly important for food production and rural income. The importance of bees was highlighted again on World Bee Day, marked on the 20th of May, which highlighted the fact that crop production is not possible without pollination. Lulu Letlape of Bongi Bees in Gauteng currently manages about 100 hives and plans to expand this to 500. She has already trained around 40 women in Gauteng and Northwest in honey production. In the Western Cape, Dawn Numdu runs 3 apiaries near Paarl and Wellington and has trained 15 new beekeepers through her program. According to the Gauteng Department of Agriculture, South Africa remains a net importer of honey, which means there are still strong opportunities for growth in this sector.
Hortgrow, South Africa's industry body for the palm and stone fruit sector, has appointed a new Chief Executive Officer. Jacques de Pre, who previously served as Head of Trade and Markets, has taken over from Anton Rabbe. De Pre has worked in the industry for many years, playing a key role in developing international markets for South African fruit, particularly exports to Europe and other major destinations. Hortgrow represents producers of apples, pears, peaches and plums and supports an industry that creates thousands of jobs, especially in the Western Cape. His appointment comes at a time when the sector is under pressure from logistical challenges, exchange rate fluctuations and growing global competition. His experience in trade and policy is seen as a strong asset for the next phase of industry growth. Suid-Afrika is op pad na een van die grootste graanoeste nog, met die jongste oeskattingssyfers wat op 'n 2026 mielieoes van meer as 17 miljoen ton dui. Volgens die Nasionale Oeskattingskomitee is dit die grootste mielieoes op rekord en sowat 2% hoër as verlede jaar se oes. Die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes bly die kern van produksie en sal na verwagting meer as 80% van die land se mielies lewer. Die wit mielieoes word op meer as 9 miljoen ton geraam, terwyl geel mielies na verwagting byna 8 miljoen ton sal bereik. Sonneblomproduksie toon ook sterk groei en word nou op sowat 877.000 ton beraam, meer as 6% hoër as die vorige skatting. Sojabone mik ook vir 'n rekordvlak van byna 3 miljoen ton. Die totale produksie van somergewasse word op meer as 21 miljoen ton geskat en ondersteun stabiele voedselvoorsiening en voerproduksie. Die plaaslike vee-afslaer Vincent Pike het met nog 'n trofee huis toe gegaan, toe hy vir die tweede keer as die land se voorste afslaer aangewys is. Pike het in 2024 en vanjaar weer met die laure weggestap, toe hy die Suid-Afrikaanse Instituut van Afslaers se jaarlikse kampioenskap gewen het. Pike is 'n bekende in die lewende hawe bedryf en het in 2024 ook Plaas Media se Toyota Nasionale Jong Afslaer kompetisie gewen. Beide Saya en Plaas Media se kompetisies bied aan jong afslaers die ideale geleentheid om hul loopbane uit te bou en hul vaardighede op te skerp. Hy werk tans by Vleissentraal Bethlehem en sal in Julie vanjaar sy staal op die internasionale verhoog wys wanneer hy in San Antonio in Texas aan die Amerikaanse Nasionale Afslaersvereniging se kompetisie sal deelneem. En Veeplaas het sopas die finaliste in sy 2026 Klimaatslim Ambassadeur van die Jaar projek aangewys. Die kompetisie spog vanjaar met 5 finaliste uit verskillende produksiestreke. 2 van die finaliste is uit die Oos-Kaap. Hulle is Guy Rensburg, 'n beefmaster produsent van Komga, en Janice Renton, 'n melk- en vleisbeesprodusent van Amatole in die Oos-Kaap. Die ander finaliste is uit die Noord-Kaap en Vrystaat. Hulle is Tiaan Barkhuizen van Garries, Veronica Roerich van Kenhardt en Dr. Jeffrey Heinz van Bloemfontein. Die finaliste sal binnekort op hul plase besoek word as deel van 'n verifieringsproses, waarna 'n komitee die uitslae sal bevestig en vanjaar se wenners aangekondig sal word. Hou gerus die pers dop vir die aankondiging, waarna meer besonderhede ook bekend gemaak sal word oor 'n klimaatslim boeredag op die wenner se plaas. En dit is dan vandag se nuus.